wil vanaand met jou oor 'n tema gesels, nader as ooit. Nader as ooit. Sien, Hemelvaart is nie afstand nie, hallo kerk. Dis teenwoordigheid op 'n nuwe manier. Hemelvaart was nie afstand nie, was teenwoordigheid vir my en jou as sy kerk op 'n nuwe manier. En Hemelvaart is nie 'n storie van Jesus wat verder gaan nie, dis 'n storie van Jesus wat nader kom. Nader as ooit tevore. Sien, hy leef vandag in ons en deur ons, die liggaam van Jesus Christus, deur sy Heilige Gees. En ons lees 'n gedeelte en ons gaan saam lees in Handelinge 1, vers 1 tot 11. Dit sê my eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Die hemelvaart wat ek en jy vandag vier. En voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. En na sy dood het aan hulle met baie ontwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. En in die loop van 40 dae het hy by baie verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. En terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader vir julle beloof het, soos julle my Vader gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? En ons gaan nou verder lees, maar dit is 'n gedeelte wat in my hart raak. Die boek begin deur te sê, my eerste boek Theophilus het ek geskrywe, en ons weet dat Lukas die boek van Handelinge geskrywe het, en hy verwys eintlik hier as Theophilus, of Theophilus as die evangelie van Lukas. En die boek van Handelinge is eintlik 'n tweede gedeelte van Lukas, wat skryf oor die kerk en wat gebeur na die opstanding en na die hemelvaart van Jesus Christus, maar in Lukas self skryf oor Jesus se geboorte en wat Jesus op aarde gedoen het. En hy's besig om die kerk voor te berei, die kerk van Handelinge, die kerk wat ons vandag is, wat geboorte gegee het uit die plek van Handelinge, en Jesus gaan nou op voor hemel toe. En hy sê, ek het vir hulle geskryf en hulle geleer oor alles wat hy gedoen het. En hier is 'n interessante vraag, dit sê toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd, dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? En dit is ongelooflik, as ons kyk na die laaste vraag, ek wonder as ek en jy die geleentheid gehad het vanaand, om vir Jesus 'n laaste vraag te kon vra, wat sou dit gewees het? Ek lees hierdie stuk en ek dink as ons met hom tyd kon spandeer op die aarde en jy het een laaste vraag gehad, wat sou dit gewees het? En hulle kies om hierdie vraag te vra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Na 3 jaar van disippelskap, die kruis, die opstanding, 40 dae waar Jesus terugkom en hulle verskyn met hulle praat oor die koninkryk van God, is dit die vraag wat hulle harte opkom, gaan u nou weer die koninkryk oprig? En sien hierdie disippels wat hierdie pad saam met Jesus gestap het, wat hom gesien het, wat aan sy hande geraak het, aan sy sy geraak het, wat saam met hom gedeel het in hierdie wonderwerke, is nog vas in die verlede. En Lukas probeer skryf oor dit wat kom vir die kerk. Hulle is nog vas in 'n fisiese koninkryk. Hulle is nog vas in die Romeinse tyd wat heers, en hulle wag vir hierdie gebeurtenis, vir Jesus om Dawid weer te herstel, vir Israel om terug te kom op die plek waar dit was. Eintlik vra hulle, as ons kyk na die Griekse woord, is die woord restore, sê dit eintlik, gaan jy nou weer die koninkryk herstel soos wat dit was voorheen? Ek wonder hoekom daai vraag in hulle harte opkom, as hulle Jesus gesien het, as hulle saam met hom geleef het, as hulle goed beleef het, wat hulle nog nie voor dit gesien het nie, as hulle gehoor het van die koninkryk van God, as hulle gehoor het van geregtigheid, van vrede en vreugde in die Heilige Gees, hoekom hierdie vraag? En ons verstaan dat hulle nog nie ten volle verstaan, dat die koninkryk eers geestelik gaan kom, dan die kerk gaan beweeg, en dan deur die Heilige Gees gaan manifesteer nie. En in die oomblik is dit nog nie vir openbaring nie. Die koninkryk gaan kom en die woord sê, die koninkryk van God is om ons, die koninkryk van God is in ons, die koninkryk is nie 'n saak van eet of drink nie, maar van geregtigheid en vrede en vreugde. En hy is besig om hulle harte voor te berei vir hierdie gedeelte, en dan gaan Jesus verder in die woord sê, en hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, en terwyl hulle dit sien,
en 'n wolk het hom weggeneem, en sodat hulle hom nie langer kon sien nie, en terwyl hy weggaan, het hulle nog stip na die hemel gekyk. Skielik was 2 mans in wit klere by hulle, en die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom nou sien hemel toe gaan het. Ons sien hierdie gebeurtenis van Jesus wat opvaar in die hemel, en ek wonder of jy in jou hart al ooit gewonder het, hoekom hemelvaart? Hoekom hierdie gebeurtenis? Hoekom 'n spesifieke dag? Hoekom 40 dae na die opstanding? Hoekom gesprekke met disippels oor die koninkryk en dan 'n opvaarding? Ons vier vandag hierdie spesiale dag in die gebeurtenis van ons kerkkalender. En hemelvaart is belangrik vir my en jou, en teologies is daar 'n paar goed, maar ook vir ons harte en oor die getuienis wat kom na dit. En eerstens het Jesus opgevaar hemel toe om te wys dat hy fisies opgegaan het. Eerstens het Jesus opgevaar om te wys dat sy liggaam die aarde verlaat het. Jesus het opgegaan hemel toe sodat ek kon weet en jy kon weet waarheen hy gaan, sê die woord. Woord sê hy gaan na die Vader toe. Die hemelvaart was 'n getuienis dat Jesus wel uit die dood uit opgestaan het. Dat hy wel nog lewendig was. Die hemelvaart was nodig sodat Jesus 'n seën oor sy kerk kon uitspreek. Die woord sê hy het sy hande gehef en 'n seën oor sy kerk gebid om hulle te bemagtig en te bekragtig. Dit was nodig vir Jesus om te gaan sodat hy die kerk kon seën en bemagtig vir 'n seisoen wat ek en jy nou in lewe. Sien, Jesus was hemel toe om sy bediening voor te leef. Die woord sê hy sit aan die regterhand van die Vader en hy bid vir sy kerk, hy bid vir my en jou. En dit was nodig vir Jesus om op te gaan sodat hy sy Heilige Gees vir my en jou kan uitstort. Die woord sê die Gees wat kom, die helper, die trooster, die een wat is 'n seël op ons harte bly. Sien, die disippels het hom sien opvaar en ek dink hulle het gewonder, is dit nou verby? Is dit nou finaal? Ek dink in die opstanding was daar soveel vrae, maar Jesus het weer verskyn. Ek dink daar was hierdie gedagtes, as hy dood was en opgestaan het en weer gekom, miskien kan hy bly kom. Hoe lyk dit? Hoe lyk hierdie nuwe seisoen vir ons? En hulle sien hierdie gebeurtenis en hierdie engele praat en sê, maar waarom staar hulle na die hemel? En ek dink daar was 'n gevoel in hulle harte van dis nou finaal. Die tyd het nou aangebreek. En daar's oomblikke in ons lewens hulle kerk waar afstand soos verlies voel. Daar's oomblikke in ons lewens waar stem in jou huis stil raak. Daar's oomblikke in ons lewens waar iemand wegstap. Daar's oomblikke in ons lewens waar iets beëindig, iets wat ons gedeel het, en afstand voel soos verlies. En ek dink die disippels het daai gevoel gehad, 'n gevoel van verlies. Vir 3 jaar het hulle sy stem gehoor, vir 3 jaar het hulle saam met hom gestap, langs hom geloop, sy wonderwerke gesien, tyd met hom spandeer, vrae gevra. En nou vaar hy op in die hemel. En vir hulle is dit finaal. En in Handelinge 1, vers 11 sê dit, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Dit is asof die engele amper sê, moenie vassteek by die wolk nie, die seisoen het aangebreek, daar's werk om te doen. Moenie vassteek wat net gebeur het nie, dit is volmaak, dit is volbring, daar's 'n nuwe seisoen, ek en jy moet begin beweeg. Die wêreld het nog 'n kerk nodig wat na die hemel toe kyk, nie hallo kerk. Die wêreld het 'n kerk nodig wat vol van sy Gees is. Vol van sy liefde, vol van sy waarheid, vol van sy krag, vol van Jesus, wat gehoorsaam is in bewegende seisoen, omdat hy ons uitgestuur het. Die eerste punt wat ek wil vasmaak vanaand oor hierdie konteks, oor hierdie teksvers in Handelinge 1 is dit, Jesus het nie weggegaan nie, hy het vooruit gegaan, daar's 'n verskil. Afstand kan partykeer vir ons soos verlies voel, maar wanneer iemand vooruit gaan en nie weggaan nie, is afstand nie verlies nie. Die waarheid is, hy het ons nie verlaat nie, hy het vooruit gegaan om vir my en jou 'n plek voor te berei. En ek weet nie of jy weet hoe dit voel wanneer iemand vir jou 'n plek voorberei. Het jy al by iemand geëet en dan dek hulle vir jou tafel? Is dit vir jou lekker om nie self tafel te dek nie by iemand te eet? So daar's 'n voorbereiding in ons huis wat plaasvind wat ek baie geniet, en dis dit wanneer ons van my skoonouers kamp. So ek het hierdie ding waar ek en my vrou strategies, wanneer my ouers kamp, dan maak ons seker ons ry 'n dag na hulle en ons kom 'n dag voor hulle terug. Want sien, daar's lekker en sleg aan kamp. Die sleg is die opslaan en die afslaan, die lekker is die kamp. So ons beweeg 'n dag na die tyd, sodat die plek vir ons voorberei is. So wanneer ons daar aankom, die harde werk gedoen is, sodat ons kan deel in dit, en dan ry ons voor hulle weer afslaan.
Jy kan dalk sê, dis nie goed vir my nie, of jy kan sê, dis strategies. Maar wanneer ek aan daai storie dink, dan dink ek, dis wat Jesus gedoen het. Hy het gegaan om vir my en jou 'n plek voor te berei. Hy het gegaan omdat hy reeds die prys betaal het. Hy het gegaan sodat ek en jy kan beweeg in sy liefde en in sy krag. In Johannes 14 vers 2 sê die volgende: in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan hom vir julle 'n plek gereed te maak nie. Sien hulle kerk, hy is nie ver van ons af nie. Hy is in 'n plek waar hy ons voorberei. Waar hy reg is om ons eendag te verwelkom. En waar hy vir my en jou bid. Ek en jy is nie agtergelaat nie, ek en jy is ingehaal deur iets groters. Ek en jy is nie agtergelaat deur Jesus nie, nee. Jesus het nie weggegaan nie, hy het vooruit gegaan en ek en jy is ingehaal deur iets groters, 'n plan wat reeds vir ons bestem was. 'n Roeping wat reeds vasmos voor die fondasie van hierdie aarde. Sien jy 'n verlosser wat nou in die heiligste plek is en jou naam is op sy hart. En hy wil hê jy moet dit vanaand hoor. Hallo kerk, Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Besig om vir my en jou te bid, besig om vir sy kerk te bid. En my en jou naam is op sy hart. En ek het hier al gesê, gaan dit weer sê, geen politieke aksie, geen persoon, geen aanval, kan Jesus verwyder van waar hy is nie. Sien, niemand het hom ingestem nie, dis hoekom niemand hom gaan uitstem nie. Hy is die koning van alle konings. En hy het vooruit gegaan, sodat ek en jy kan beweeg in sy krag. Johannes 16 vers 7 sê, tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Dit is tot julle voordeel. Ons voel partykeer dat wanneer goed van ons weggaan, dat dit nie tot ons voordeel is nie. Behalwe as daai persoon is by jou kantoor wat jy al laasmaand gehoop het bedank. Sien, dis nie die geval hier nie. Jesus sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Dit is tot julle voordeel dat ek vir julle plek voorberei. En hier is hoekom hulle kerk, want solank soos wat Jesus fisies op die aarde was hy net op een plek op 'n slag. Het jy al daaraan gedink? God is alomteenwoordig. Dit beteken nie God is in Amerika en Suid-Afrika op dieselfde tyd nie. Nee, dit beteken God is in gister, in vandag en in môre op dieselfde tyd. En in daai oomblik wat Jesus op die aarde was, het mense agter hom aanbeweeg en wonderwerke het gedoen. Maar hy was net op een plek op 'n slag. En Jesus sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei, is tot julle voordeel. En Jesus verstaan die liggaam van Jesus Christus, dat ek en jy, die hande van Jesus, die voete van Jesus, 'n werk het om te doen. En wanneer hy ons bemagtig met sy Heilige Gees, dat ons kan beweeg reg oor die aarde, van Judea, Samaria. Sien, die Heilige Gees woon in elke gelowige. Oral, altyd, gelyktydig. In Hebreërs 6 vers 19 sê dit mooi, dit sê hierdie hoop, hierdie Jesus wat vooruit gegaan het, hierdie Jesus wat 'n plek voorberei het, hierdie Jesus wat opgevaar het na die hemel toe, hierdie Jesus wat 'n seën oor sy kerk uitgespreek het, hierdie hoop Jesus, in hom besit ons 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhang sal vas is, en daar het Jesus ons verlosser te wille van ons ingegaan, en hy is vir ewig ons hoëpriester, volgens die orde van Melchizedek. Sien, my en jou anker, hallo kerk, lê nou in die hemel. Hebreërs sê 'n onbeweeglike lewensanker. Hemelvaart beteken vir my en jou dat ons hoop nie vas is op die aarde nie, maar dat dit vas is daar waar Jesus is. In die heilige plekke, daar waar hy ingegaan het. Ons het hierdie vasgemaak in ons harte dat hoop is nie ontsnapping uit ons realiteit nie. Dit is 'n anker in. Die feit dat Jesus die hoop is, die feit dat Jesus vooruit gaan is, maar in jou plek voorberei het, hallo kerk, maak nie dat ek en jy gevrywaar is van inflasie nie. Dit maak nie dat ek en jy gevrywaar is van die petrolprys nie. Dit maak nie dat ek en jy gevrywaar is van gevegte in ons lewens nie, maar die geveg is in gees, nie in vlees nie. Die hoop is nie ontsnapping uit ons realiteit nie, hallo kerk, dis 'n anker in, dis omdat hy daar is dat ek en jy kan vas staan en sê, maar ons ken hom en sy naam is Jesus. En sy gees het ons gevul, ons harte gevul, ons lewens gevul. Ons hoop is vas in hom. Die anker van jou lewe lê nie meer in hierdie wêreld nie, hallo kerk. Die anker van jou lewe is nie in jou geld nie, dis nie in jou mense nie, dis nie in jou oorwinnings nie, dis nie in jou besigheid nie, dis nie in jou idees nie, dis nie in jou familie nie. Jou anker is in hom. Jesus Christus, die Seun van God. En jou hoop is nou geanker waar hy is.
Want my en jou hoop hang nie af van wat onder ons gebeur in Hallo Kerk, maar van wie bo ons regeer. Wil jy moet vanaand hierdie hoor? My en jou hoop hang nie af van wat onder ons gebeur nie. Ons hoop hang af aan wie bo ons regeer. En daar is net een naam en dis die naam van Jesus wat regeer. In die Ou Testament het ons gesien dat die hoëpriester het 1 keer 'n jaar agter die voorhangsel ingegaan met bloed namens die volk. Maar in Hebreërs sê dit nie in 'n aardse tempel nie, maar in 'n waarlike heiligdom. En dis waar Jesus ingegaan het. Sorry julle. Die van julle wat nou nog nie agtergekom het nie. Ek is so 'n bietjie siek. So as dit nou klink of my stem breek. Uiteindelik 20 jaar terug gebreek. Dit sê, dis nie 'n aardse tempel nie, maar 'n ware heiligdom, daar waar Jesus ingegaan het, Hallo Kerk, sodat ek en jy kan deel in daai opstanding. Dat ek en jy kan deel in daai hoop. Hemelvaart herinner ons, ek en jy is nou sy liggaam op aarde. Sien, Jesus het liggaamlik opgevaar en geestelik by my en jou bly woon. Die hemel het hom ontvang, maar sy gees het my en jou gevul. Hemelvaart, ek en jy is nou Jesus se liggaam op aarde. Wat beteken dit vir my en jou? Dit beteken dat sy werk deur my en jou aangaan. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Jesus maak hierdie belofte en sê dis voordelig vir my en jou Hallo Kerk dat ek gaan, sodat ek my gees kan uitstort, sodat jy kan krag ontvang, sodat jy getuie kan wees. Sodat jy kan getuig dat ek die seun van God is, sodat jy kan tuig dat die graf leeg is, sodat jy kan getuig dat ek opgevaar het na die hemel toe en my gees oor jou uitgestort het. Sien, Jesus het nie die kerk agtergelos om te oorleef nie, Hallo Kerk. Hy het die kerk bemagtig om te dra wat hy begin het. Jesus se hemelvaart het nie die kerk agtergelos nie. Jesus se hemelvaart het die kerk bemagtig om te dra wat Jesus begin het. In die hemelvaart het Jesus nie minder teenwoordig gemaak nie. Dit het hom meer teenwoordig gemaak. Die woord sê, deur sy gees woon hy in ons, stap hy saam met ons, troos hy ons, praat hy met ons, lei hy ons. Hierdie tyd tussen sy opvaar en sy terugkeer is 'n sendingstydperk. Jesus het gegaan en Jesus kom weer terug, maar ek en jy het 'n werk op hierdie aarde, ek en jy het 'n werk op hierdie tyd. Dit is 'n sendingstydperk vir my en jou. Die Bybel sê die wêreld wag vir die openbaring van die seuns en dogters van God, vir vrede, geregtigheid en in deur sy Heilige Gees. En wanneer ek en jy verstaan dat Jesus nie weggegaan het nie, maar dat Jesus vooruit gegaan het, dat hy vir my en jou spasie gemaak het. Wanneer ek en jy verstaan dat hy ons bekragtig het met sy Gees om getuies te wees, dan verstaan ons ook dat ons 'n verantwoordelikheid het om daai openbaring te bring van die koninkryk vir mense wat dit nodig het. Om te beweeg in geregtigheid, om te beweeg met vrede, om te beweeg met vreugde, om te beweeg met die krag van Jesus. Sien Lukas 24 vers 48 sê die volgende, dit sê julle is getuies van hierdie dinge. Julle is getuies, ek en jy Hallo Kerk, van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toe gerus is. Ek dink hierdie preek is 'n preek op sy eie. Ek dink die ding waar ons mee sukkel as kerk is die woord wag. Om te wag op die beloftes van die Here. Ons is so konstant besig om te lewe in 'n volgende seisoen en hoe dit moet lyk en wat ons nodig het wanneer ons moet aftree of wat my kinders gaan word, of wat my kinders moet swat om suksesvol te wees. Ons is so besig om die toekoms te lewe dat ons partykeer mis om te wag op die Here. Ons het hierdie jaar vasgemaak dat intimiteit is belangriker as aktiwiteit. Dat aktiwiteit nie intimiteit in ons lewens mag vervang nie. En wanneer ek lees oor die wagtydperk, dan laat dit my dink aan daai prent van intimiteit. Prent van Jesus wat opgevaar het na die hemel. Disippels met soveel vrae, instruksie, gehoorsaamheid. En dit sê daarna het hulle uit die stad uitgelei. Daar het hy sy hande opgehef en hy het hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle weggegaan en hy is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe gegaan. En daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Ek lees hierdie gedeelte en die woord sê, Jesus het sy hande uitgesteek
En hy het 'n seëngebed oor hulle gebid. Hallo kerk, dieselfde hande wat my laatstes genees het. Dieselfde hande wat blind oë gesond gemaak het. Dieselfde hande wat wonderwerke gedoen het. Dieselfde hande wat die brood gebreek het, dieselfde hande wat in die kruis vasgespijker was, het hy opgetel en oor sy kerk uitgesteek en hy het hulle geseën. Die laaste beeld wat die disippels van Jesus sien, was nie 'n beeld van oordeel nie. Die laaste beeld wat die disippels van Jesus sien, was nie 'n beeld van woede nie, of nie 'n beeld van teleurstelling nie. Maar van een wat sy hande optel en 'n seën uitspreek. En ek wonder partykeer, as dit die laaste is wat die disippels gesien het van Jesus, as dit die laaste is wat die kerk wat ek en jy vandag gesien het van Jesus, hoekom soveel woede in ons harte, hoekom soveel oordeel? Hoekom soveel teleurstelling? Wanneer Jesus die Seun van God sy hande opsteek, 'n seëngebed uitstuur oor sy kerk, oor my en jou, sodat ek en jy kan leef en kan volbring dit wat Jesus reeds begin het. Hy het hoor gegaan, hallo kerk, om nader te kom. En dis my gebed, dat jy vanaand sal weet, dat die Gees van God in jou woon. Dat hy hier is, dat hy teenwoordig is, dat hy naby is, dat daar 'n plan is met jou lewe. Dat hy jou in 'n gedagte gehad het. Jy moet vir 'n oomblik daaraan dink, hallo kerk, hy het jou in gedagte gehad die dag toe hy sy hande opgehef het en 'n seëngebed oor sy kerk gebid het. Sien, ek en jy is die liggaam van Jesus Christus, nie woord sê hy kom terug vir sy bruid. 'n vlekkelose bruid. 'n Bruid wat kies om intiem te verkeer, 'n bruid wat kies om gehoorsaam te wees. 'n Bruid wat kies om te getuig van 'n Jesus. In die Ou Testament was God by sy mense. In Jesus se tyd was God tussen sy mense. Maar nou na Hemelvaart en Pinkster woon God in sy mense. Hy woon in my en jou. Hy is hoër, maar hy is ook nader. Nader aan die Vader en deur sy Gees nader aan my en jou hart. Sien, hy het nie weggegaan nie, hulle kerk, hy het vooruit gegaan. Hy het nie afstand geskiep nie. Hy het toegang gemaak. Hy het nie sy kerk verlaat nie, hy het sy Gees uitgestort. En ek en jy het nou die voorreg en die verantwoordelikheid om te deel, om sy liggaam op aarde te wees. Ek en jy is nie net gered nie, hulle kerk. Ek en jy is geseën en gestuur en geroep. En wil jy met dit vanaand hoor, dat jy geroep is, dat jy geseën is en dat jy gestuur is. Ek het eendag met iemand gepraat en hy sê ons moet ophou om as Christen te sê geseënde dag. Ons is reeds geseënd. Sê eerder 'n produktiewe dag. En te laat dit my dink. In Genesis 1 sê die woord God het die mens gemaak en die eerste ding wat God gedoen het na die mens gemaak is hy het hulle geseën. En Jesus steek sy hande uit vir sy kerk. Voor hy in die hemel opgaan. En hy spreek 'n seën oor hulle uit. Sodat ek en jy kan beweeg. Die woorde sê dat hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggegaan. En daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly om God te prys. Sien, disippels het Jerusalem nie verlaat nie, hulle het gewag. Hulle het aanbid, gebid. Daar was 'n verwagting in hulle harte. En 10 dae later het die vuur geval. En ek wonder partykeer in my hart, hoe moes hierdie 10 dae vir hulle gevoel het. Ek dink in hindsight is 10 dae kort. Maar op dag 1 het hulle nie geweet, dit kom op dag 10 nie. Iemand sê altyd, jy mag ver hardloop, jy moet net weet tot waar. Niemand kan net aanhou hardloop nie, solank daar net 'n lyn is. As ons net weet waarheen ons gaan, dan kan ons sien toe werk. Ek dink hulle kom op hierdie plek en berei hulle harte voor vir die vuur van die Here om te kom. En 10 dae later stoor die Here sy Gees uit en die vuur val. En ek en jy is in hierdie 10 dae wagtydperk na vandag. Na opbou van Pinkster toe. En ek wil weet of jy jou hart kan voorberei vir die vuur van die Here om te val in jou lewe. Kan jy bid? Kan jy aanbid? Kan jy verwagtend in jou hart en in jou gees wees in hierdie seisoen? Want ons koning is daar en hy is getrou.
Kan ek en jy bly aanbid, Hallo Kerk, ongeag ons omstandighede? Kan ek en jy bly aanbid, ongeag wat in ons lewens aangaan op die huidige stadium? Sien Hemelvaart is nie afstand nie, dis nabyheid op 'n nuwe manier. Jesus het opgevaar, ja, maar hy het nie verdwyn nie. Hy leef nou deur my en deur jou. En ek wil jou aanmoedig in hierdie seisoen van jou lewe, om jou hart op die Here terug, om jou oë op die Here terug, om 'n spasie te maak vir die Heilige Gees om jou te bekragtig. Sien Hallo Kerk, ek en jy is elkeen geroep, elkeen met 'n doel, elkeen nodig in die liggaam van Jesus Christus. Maar jy het ook 'n verantwoordelikheid om te verstaan dat ons dit net kan doen deur sy Gees. Dat ons dit net kan doen uit 'n plek van gehoorsaamheid. Dat ons dit net kan doen op ons knieë. Ons kan dit net doen met verwagtende harte. Om te sê, Here, ek kan nie, maar ek weet U kan. Miskien sit jy vanaand en jy het soveel vrae, miskien sit jy in jou omstandighede is nie ideaal nie. Miskien het jy dalk met verlies gedeel in hierdie laaste maand van jou lewe, of 2 maande van jou lewe. Ek wil jou verklaar vanaand dat die Gees van die Here sal kom en jou hart sal genees. Gedagtes sal genees. Jou liggaam sal aanraak. Dat daar opgewondenheid in jou hart sal wees. Hy het jou gekies. Die woord sê God is Gees en God is almagtig en God is liefde. En God het jou lief. En sy hartsbegeerte dat ek en jy sy kind sal wees. Sy hartsbegeerte dat ek en jy intiem met hom sal verkeer. Maar ek en jy het nodig om in gehoorsaamheid te wag. Ek en jy het nodig om in gehoorsaamheid ons harte te belyn. Die woord sê die Heilige Gees kom en verhelder die geestesoë van ons harte. Daai selfe Gees wat hy uitgestort het oor ons lewens, sodat ek en jy kan weet wat die hoop en die roep in Jesus Christus is. Ek wil jou vra om jou hart voor te berei vir dit. Ek gaan vra as jy gemaklik is, kan jy net jou oë toemaak. As jy vanaand hier is en jy het nog nooit die geleentheid gehad om jou hart vir Jesus te gee nie. As jy vanaand hier is en jy het hom nog nooit aangeneem as jou verlosser en jou saligmaker nie. Miskien is jy vanaand hier nog soveel pyn, soveel seer in jou hart, soveel vrae. As jy hom vanaand wil aanneem as jou verlosser en jou saligmaker, wil ek jou vra om vir my vinnig jou hand op te steek en te sak. Ek gaan jou nie vorentoe roep nie, dankie vir daai hande. Dankie Heilige Gees vir die teenwoordigheid hier. Miskien jy net nodig om jou hart op die Here weer terug. Om net weer stil te word. Om net weer ontslae te raak van al die vooropgestelde idees van hoe jy gedink het dit moet lyk. Spasie te maak vir sy Heilige Gees om in en deur jou te beweeg. Ek wil so net gehoorsaam wees in hierdie oomblik as jy hier is vanaand en jy is siek, of daar is iets in jou liggaam, wil ek vra jy net van jou hand op jou bors sit. Die woord sê, he was bruised and beaten for our iniquities, and by his stripes we are healed. Here, ek dank U vir die genesingskrag wat nou vloei oor elke liggaam in die naam van Jesus Christus. Ek dank U dat die bloed van Jesus Christus deur hulle beweeg, deur hulle liggaam beweeg, en ek beveel elke liggaam nou in lyn te kom met die woord van God in Jesus naam. Here, dank U dat gedagtes vernuwe. Dankie dat U harte aanraak.
As jy jou hand opgesteek het, wil ek jy moet asseblief hierdie gebed agter my aanbid en ons gaan as 'n kerk saam met jou bid. Ek glo dat Jesus die seun van God is. Dat hy gesterf het om vir die straf van my sondes te betaal. En ek verklaar vanaand dat ek weet dat ek 'n verlosser en 'n saligmaker nodig het. En ek kies vanaand om die deur van my hart oop te maak en om U in te nooi. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in Jesus naam. En almal sê, amen. Kom ons geef vir 'n lekker hande klap.